Ek het die afgelope week gehoor dat een van my jonger vriende oorlede is. Het was in 'n ongeluk gewees en ek kan nog presies die dag onthou toe ek die boodskap gekry het. Ek was besig om te sit en te eet saam met mense aan tafel op 'n Saterdag aand. Toe kry ek hierdie boodskap en ek is eintlik tot stilstand geruk toe ek hoor hy is oorlede. Alles om my het nog beweeg en mense was nog besig om te gesels, maar die tragedie van die dood het my tot stilstand geruk. En so kan nie een van ons, die gehardste mens onder ons, op 'n stadium kry ons met die dood te doen en word ons tot stilstand geruk. Of dit nou 'n familielid is, 'n pa of 'n ma, of 'n seun of dogter, of net 'n vriend of kollega. Nie een van ons kan koud staan as ons met die dood te doen kry. So het Jesus ook, toe hy by Lazarus aankom, toe Lazarus reeds dood is, toe hy die mense sien in die hartseer en die droewigheid wat daar was, staan daar die 2 woorde of 3 woorde wat nêrens anders in die Bybel staan. Jesus het gehuil. Selfs nie eers Jesus, die Seun van God, kan koud staan as hy met die dood te doen kry nie, en die hartseer en die tragedie van die dood. En so kry almal van ons op 'n stadium te doen met dood. Dood van 'n geliefde. En dit moet ons tref. Ons moet huil daaroor. Ons moet die geleentheid gebied word om te kan huil. Ons is altyd in konflik om in beheer te vertoon voor mense, maar binnekant borrel ons emosies. Ons moet net baie keer kan huil, kan laat gaan. Maar dan is daar nog 'n gedeelte in die Bybel, in Johannes, 'n gedeelte waar Jesus aan Maria verskyn in die tuin, nadat sy hom kom soek het en gevind het dat sy liggaam weg is uit die graf uit. En dan kom hy na haar toe en sy herken hom nie, sy dink is die tuinier, en dan sê hy vir haar op 'n stadium, Maria. En dan spreek sy hom aan met die woorde, Rabboni. Beteken my geliefde leermeester, beteken dat daar 'n goeie verhouding tussen hulle was. En dan sê Jesus die eienaardige woorde. Hy sê vir haar, moet my nie vashou, want ek het nog nie opgevaar na my God wat julle God is, en na my Vader wat julle Vader is nie. En dit klink so half vreemd as hy dit vir haar sê. Hy sê vir haar, moet my nie aanraak. En dis tog presies wat gebeur het, waarskynlik toe Lazarus uit die dood opgestaan het Maria sy suster hom vasgegryp en omhels, omdat sy haar broer teruggekry het. Maar dan sê Jesus vir Maria, moet my nie aanraak. Hoekom nie? Want haar aanraak is 'n vashou in hierdie lewe. Sy wil hom probeer vashou, by haar hou, in hierdie aardse lewe, hierdie aardse verhouding wat hulle het. En dan sê Jesus van nee, moet my nie vashou, want ek vaar op na my Vader wat ook julle Vader is, na my God wat ook julle God is. En dan sê hy vir haar, gaan terug na jou broers toe en vertel hulle wat jy gesien het. Hy sê eintlik van, moet jou nie afsonder in 'n kluisenaars bestaan voer nadat jy begin huil het en depressief is nie, want dit gaan net erger maak. Ek is by ons God, ons Vader. Jy hoef nie oor my te bekommer nie. Gaan terug na jou broers toe, gaan terug na jou lewe toe, gaan aan met jou lewe. So baie keer probeer ek en jy die persoon hier probeer hou met ons hartseer, ons rou. Ons probeer om ons geheue vashou in hierdie lewe. God sê eintlik vir my en jou, moet hom nie vashou. Gaan terug na jou broers toe, gaan terug na jou lewe toe, want hy is by God, by my, by jou Vader in die hemel. En dit bring vir 'n mens kalmte en rus. Dit vat nie altyd die verlange weg nie, maar dit maak dat 'n mens kan aangaan. Mag jy, wanneer jy weer met die dood te doen kry, besef, God is daar, en daar is 'n lewe saam met hom. Tot volgende week.